Ek groet julle vriende. Ons kyk vandag na die dag van versoening en daarvoor lees ons Levitikus 16 verse 1 tot 10 en ook Levitikus 23 verse 26 tot 30. Eers Levitikus 16 verse 1 tot 10. Die Here het met Moses gepraat na die dood van Aaron se 2 seuns, toe hulle voor die Here nader gekom en gesterf het. Die Here het vir Moses gesê: "Praat met jou broer Aaron. Hy mag nie enige tyd in die heiligdom agter die voorhangsel voor die versoendeksel ingaan wat op die ark is nie, sodat hy nie sterf nie, want ek verskyn in die wolk bo die versoendeksel. Aaron moet met die volgende in die heiligdom ingaan: 'n jong bul as reinigingsoffer en 'n ram as brandoffer. Hy moet 'n heilige priesterrok van linne aantrek, 'n linne broek oor sy onderlyf dra, hom met 'n linne lyfserp omgord en vir hom 'n linne tulband ombind. Dit is heilige klere. Hy moet sy lyf met water afspoel en dit dan aantrek. Uit die volksvergadering van die Israeliete moet hy 2 bokramme vir 'n reinigingsoffer en 'n skaapram vir 'n brandoffer neem. Aaron moet die bul vir die reinigingsoffer, wat vir homself bedoel is, nader bring en versoening doen vir hom en sy huis. Hy moet die 2 bokramme neem en hulle voor die Here by die ingang van die tent van ontmoeting laat staan. Aaron moet oor die 2 bokke lootjies trek, 1 lootjie vir die Here en die ander vir Azazel. Aaron moet die bok wat vir die Here geloot is nader bring en as 'n reinigingsoffer offer. Maar die bok wat vir Azazel geloot is, moet hy lewend voor die Here laat staan om die versoeningshandeling op hom uit te voer en hom dan vir Azazel na die woestyn te stuur. En dan lees ons ook Levitikus 23 verse 26 tot 30. Die Here het vir Moses gesê: "Onthou net, die 10de dag van hierdie 7de maand is die dag van versoening. Julle moet 'n heilige byeenkoms hou, julle moet julle verootmoedig en vir die Here 'n offergawe aanbied. Julle mag nie enige werk op die bepaalde dag doen nie, want dit is die dag van versoening om vir julle voor die Here julle God versoening te doen. Ja, enige persoon wat hom nie op die bepaalde dag verootmoedig nie, moet uit sy volk verwyder word. En enige persoon wat enige werk doen op die bepaalde dag, ek sal daardie persoon uitwis uit die geleedere van sy volk." Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Die Here is heilig en hy haat sonde. Daarom het hy vir Moses beveel om 'n afsonderlike vertrek, die allerheiligste, in die tabernakel te maak. Die ark van die verbond is in hierdie vertrek gehou, omdat die ark 'n teken was van God se teenwoordigheid. Omdat die ark in die allerheiligste gehou is, kon niemand naby dit kom nie. Dit wys daarop dat sondaars nie in die heilige God se teenwoordigheid kan ingaan en bly lewe nie. Maar 1 keer per jaar is die hoëpriester toegelaat om die gordyn oop te maak en die allerheiligste binne te gaan. Dit was op die 10de dag van die 7de maand, die dag van versoening. Op die dag van versoening moes almal in Israel hulle daaglikse werk staak en by die tempel vergader. Hulle moes hulle self verootmoedig deur te vas en te bid. 9 dae voor die dag van versoening, tydens die fees van trompette, is Israel herinner aan God se teenwoordigheid in hulle lewens. Nou, op die dag van versoening, word hulle herinner dat hulle nie God se teenwoordigheid verdien nie. Hulle was sondaars en God is heilig. Die dag van versoening was 'n dag vir Israel om oor hulle sondes te treur, omdat hulle sondes hulle verhouding met God beskadig het. Dit het hulle van God geskei. Maar dit was ook 'n dag waarop God sy volk vertroos het. Die woord versoening beteken om reg te maak wat verkeerd is in 'n verhouding. Op die dag van versoening het God sy volk gewys dat hy, die heilige God, hulle vergewe en reinig, sodat hulle in sy teenwoordigheid kan leef. Dit is die boodskap van hierdie fees. Op die dag van versoening was daar nie veel wat die Israeliete self kon doen nie.
Hulle moes net hulself gereed maak en by die tempel wees. Die res van die werk is deur die hoofpriester gedoen. Gewoonlik het die hoofpriester pragtige klere met goud en spesiale stene gedra. Maar op hierdie dag moes hy homself was en nederige linneklere aantrek. Daarna moes hy versoening vir homself doen met die bloed van 'n bul. As hy op enige ander manier die allerheiligste binnegaan, sal hy sterf soos Aaron se seuns gesterf het. Om versoening vir die volk te doen, het die hoofpriester 2 bokramme geneem. Die eerste bok was 'n reinigingsoffer. Die hoofpriester het die bloed van hierdie bok op die versoendeksel en in die tabernakel gesprinkel. Dit het gewys dat daar 'n betaling vir die sondes van die volk was. Hulle sou nie vir hulle sonde sterf nie, al het die heilige God onder hulle gewoon. Daarna het die priester sy hande op die kop van die ander bok geplaas. Hy het Israel se sondes bely en die bok die woestyn ingestuur. Op hierdie manier het God sy treurende volk vertroos. Hy het gewys dat hy vir altyd hulle sondes ver van hulle af wegneem. Die dag van versoening moes elke jaar herhaal word. Die hoofpriester en die offers kon nooit werklik die skeiding tussen die heilige God en sy sondige volk wegneem nie. Ons weet dit, want die allerheiligste was deur 'n gordyn toegehou. Maar die fees was 'n belofte van die verlossing wat sou kom. Dit was 'n beeld van hoe die Messias, Jesus Christus, versoening sou bewerk. Dink net aan hierdie 2 feite. Die hoofpriester moes nederige klere aantrek, amper soos 'n slaaf. Jesus, die Seun van God, het homself verneder en ons diensknegt geword tot die dood toe. Die hoofpriester het al die werk op die dag van versoening gedoen. Aan die kruis het Jesus al die versoeningswerk alleen gedoen. Maar die hoofpriester was net 'n skaduwee van Jesus. Die versoeningswerk van Jesus was in elke opsig beter. Die hoofpriester moes eers versoening vir sy eie sonde doen, maar Jesus was sonder sonde. 1 Petrus 2 vers 22. Om versoening te doen, het die hoofpriester diere geoffer. Jesus het versoening gedoen deur homself te offer. Die hoofpriester moes elke jaar versoening doen. Jesus het 1 keer versoening gedoen en dit was genoeg. Hebreërs 9 vers 12. Selfs na die dag van versoening het die allerheiligste toegebly. Maar nadat Jesus versoening gedoen het, het die gordyn geskeur. Matteus 27 vers 51. Die weg na God was nou oop. As iemand nie aan die dag van versoening deelgeneem het nie, is hy afgesny van God se volk. Net so kan ons nie deel wees van God se volk as ons sondes nie deur God se uitverkore hoofpriester Jesus Christus weggeneem word nie. Met ander woorde, daar is net een manier om tot ons heilige God te nader, en dit is deur geloof in Jesus Christus. God is heilig en hy haat alles wat verkeerd is. Voordat ons hom kan nader, moet ons regmaak wat ons verkeerd gedoen het. Maar ons kan dit nie regmaak nie, want elke dag sondig ons net meer en meer. Daarom het God sy eie seun Jesus gestuur. Jesus het gekom om ons verhouding met God weer reg te maak. Hy het dit gedoen deur 'n heilige lewe in ons plek te leef en toe die dood te sterf wat ons moes sterf as gevolg van ons sondes. Wanneer ons in Jesus glo, is ons nie meer God se vyande nie. Ons is God se eie geliefde kinders. Hy verwelkom ons in sy teenwoordigheid. Wanneer jy in hierdie nuwe verhouding met God leef, wanneer God jou Vader is, kan jy die allerheiligste deel van sy tempel binnegaan. Dit beteken jy kan na God se troon in die hemel gaan. Terwyl ons hier op aarde is, beteken dit dat ons deur die Heilige Gees enige tyd en enige plek in gebed na ons Vader mag gaan. As kinders van God moet ons steeds oor ons sonde treur, maar ons moet ook vertroos wees, wetende dat God ons deur die bloed van sy eie seun gereinig het. Daarom moet die lewe van 'n Christen 'n lewe van nederigheid en belydenis wees. Elke keer as jy besef dat jy gesondig het, moet jy jou sonde voor God bely
en op sy genade vertrou. Hou die boodskap van die dag van versoening diep in jou hart. Die heilige God vergewe en reinig sy volk, sodat hulle in sy teenwoordigheid kan leef. Nou het ons nie net toestemming om God te nader nie. Ons word beveel om dit te doen. Laat ons dan met vrymoedigheid die troon van genade nader, sodat ons ontferming en genade kan ontvang om op die regte tyd gehelp te word. Hebreërs 4 vers 16. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, net soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.